oor verskillende onderwerpe te hanteer en te preek, en dit is wat ek eintlik nou wil kom doen. Dit is die rede vir hierdie paar vrae. Nou as die Here se guns daarby is, en ons gaan almal bymekaar kan kom, die 4de, ek moet net gou my kalender reg kry, die 4de Oktober, dis 'n Vrydag aand, gaan ons dan 'n biddag hou. Daar's verskillende goed wat ons voor gaan bid. Ons gaan bid vir boere, reën, noem dit wat jy wil. Ons gaan bid. Ons het nie, omdat ons nie vra nie. En ek gaan net die Sondag voor dit, gaan ek met julle praat oor vas en gebed, en dan gaan ons oorgaan in 'n gebedsaand, en dan 'n gebedsketting, waar ek julle as gemeente nodig het om te vra elke uur, dat party mense sal opstaan, en vir hierdie punte dan bid. Maar ons gaan wegskop om in sy naam te praat. Nou Handelinge 4 is 'n lekker gedeelte. Handelinge 4 begin eintlik al in die vorige hoofstuk, hoofstuk 3, waar Petrus en Johannes op pad was kerk toe. En daar het 'n man gestaan en gebedel, en as gevolg van hierdie man wat bedel, het hulle na hom gekyk en gesê, silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons wel het, gee ons vir jou in die naam van Jesus. Nou dit wat hier gebeur het, gebeur vandag nog. Dit wat die disippels toe ontvang het, het ons as gelowiges vandag ook ontvang. En Petrus en Johannes, deur die krag van Jesus, het hierdie man genees, en hy het opgespring, en hy het in die kerk ingegaan, en hy het eintlik daai diens gesmash. En wat so tragies is, hierdie manne, wat hier opstaan teen Petrus en Johannes, is mense wat kerk ken. Die Fariseërs en die Sadduseërs. In die Engels sê dit eintlik mooier. The Sadducees. Want hulle het nie Jesus raak gesien nie. Hulle het van Jesus geweet, maar hulle het hom nie erken nie. En onthou, in hierdie omstandighede was dit ongemaklik in Israel, want Jesus is gekruisig en hy het opgestaan, en hy is nou weg, en nou is almal half paniekerig, wat gebeur nou? En hier kom die disippels met passie, met dryf, omdat hulle die opstandingskrag ken, gaan hulle oor en hulle bedien mense in nood. En hier kom die Sadduseërs, wat die tempel en die offers goed ken, en sê, luister, wat gebeur hier? En dit is waar ons nou inval in Handelinge 4 vers 7. En toe hulle hul voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerste van die volk en ouderling van Israel, as ons vandag ondervra word om 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat dit deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Dit is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit kan vandag nog ook gebeur. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat die hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie. Wil dit weer lees. Die Pope het nou onlangs bymekaar gekom met klomp verskillende gelowe wat gesê het, ag, al hierdie paadjies gaan hemel toe. Dis nie wat my Bybel sê nie. En die saligheid is in niemand anders nie. Hoor julle wat ek lees? Want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was. God is nie beperk tot my kennis nie. God is nie beperk tot my vermoë om my te gebruik nie. Die Here vra net, is jy beskikbaar? En hy wil jou gebruik. Was hulle verwonderd en hulle het as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was, by hulle gesien staan, kon hulle niks daarteen
sê nie. Here, mag hierdie woord lewend wees, in ons harte heers, en mag ons die vrug dra van dit wat U vir ons vandag wil dien. Hierdie is vir my 'n mooi, kosbare gedeelte. Soveel waarde, soveel inligting wat van ons gegee is. Ons moet weer gou praat net oor die kruis en wat hier gebeur het. Die kruis sal altyd die metode wees hoe ons saligheid gekry het. Maar ons aanbid nie die kruis nie, ons aanbid die een wat op die kruis gehang het, Jesus Christus. En deur sy dade, deur sy opstanding, het hy my toegerus vir hierdie donker wêreld. Hy het vir my goed gegee, hy het vir my gesag gegee en mag geleen, want dit is nie uit my eie uit nie, dit kom alleenlik deur hom wat op die troon sit, vir altyd en vir ewig, soos wat Openbaring verklaar, almal sal herken, elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat hy die Christus is. Of jy in die hemel is of onder die aarde is, jy sal erken dat hy die Christus is. En hy stel my nou in staat wanneer ek wedergebore is, soos wat Johannes 3 verklaar, en sê, jy sal hierdie guns, hierdie mag, hierdie gesag kry, om te kan bedien. So hy het my in staat gestel, om nou in sy naam te kom, en wonders en tekens sal plaasvind. Hierdie kom nie deur geld nie. Jy kan dit nie koop nie. Al sit jy hoe lank in die kerk, dis nie hoe jy dit kry nie. Dit is vir my mooi wat hulle gesê het. Julle word herken as die wat metgeselle is van Christus. Ek weet nie van julle nie, maar dit is my droom, dat mense sê, daar stap iemand wat 'n metgesel van Christus is. Dit kom deur my verhouding met die Here Jesus Christus. Dan besef ek, wat se waarde het ek? Wat se goed het ek ontvang in sy naam? Kan ek gou weer die bekende Handelinge 3, wat ek aangehaal het. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. Hoor hier die gesindheid van Petrus. Petrus het nie gedink omdat hy dit ontvang het by die Here, dat hy nou beter is as anders nie. Hy het juis gesien, ek is nou in staat, omdat ek 'n lewende produk is, 'n lewende getuie is, wat Christus in en deur my lewe kan doen, waar hy van niks af iets kan maak. En hy sê, dit wat ek ontvang het, dit klink baie keer soos wat Paulus ook sê van die nagmaal. Sê, gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. En toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hoekom deel ek dit met julle? Ek weet nie hoekom nie, maar daar het iets in die karakter van die gelowige laaste ingekom. Laat ons kyk en na onsself kyk as swakkelinge. Laat die wêreld oor ons kan loop. Ons hoef nie iets te sê nie. God het ons nie so gemaak nie. God het vir ons iets gegee sodat ons 'n verskil kan maak vir positiewe. Nie om mense te vertrap nie, nooit nie. Om mense op te rig, soos wat hier gebeur het. Hierdie ou het in sy toestand gesit, dis wat hy geken het. Hy het niks anders te gesien nie. En hier kom Petrus en Johannes en sê vir hom, dit wat ek ontvang het van Jesus, kan ek vandag ook vir jou gee. Laat jy gesond word, laat jy kan sterk word, laat jy hierdie plek nou agter jou kan sit en jy kan wegbeweeg. My wonde wys ek het 'n verlede gehad. Sy wonde wys vir my ek het 'n toekoms. Kind van God, jy het 'n toekoms altyd saam met Jesus. Larissa, volgende slide asseblief. Ek wil net vir julle so 'n paar skrifverwysings gee. Hier het nou nie regtig met my preek te doen nie, ons gaan nou daaraan. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dit is die baadjie wat hy vir my gegee het om aan te trek. Wanneer ek in die straat loop, dan hoef ek nie te vrees nie, want dit is my wondergod, dit is my vredevors, hy is my redder. Maar ons staan terug. Ek weet nie hoekom nie,
die vyand het reg gekry, laat ons dit nie meer raak sien nie. Ek kom nie in my eie naam nie. Ek bedien nie onder my eie naam nie. Hoe tragies sal dit wees nie? Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Volgende slide. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Christus, Jesus. Hoe lekker is dit wanneer ek op my knieë gaan en ek God aanbid en ek hom aanroep, weet ek daar is iemand wat intree, wat simpatie en empatie met my het. Daai persoon wat daar sit, wat bedel en sê, Here, dankie dat U nooit verby my sou net gestap het en my agtergelaat het nie, maar dat U ag gee op my in hierdie toestand en vir jou sê, my kind, ek tree vir jou in. En wanneer God dan na my kyk, dan sien hy sy seun raak en dit wat hy gedoen het aan die werke van die kruis. En hy hanteer my soos sy seun sal hanteer. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels, of jy dit nou glo of nie, die duiwelse werklikheid. Die duiwel het volgelinge. Ons noem dit vandag demone. Onderwerp hulle aan ons in U naam. Jo. Wat sê Petrus? Hierdie einste Petrus. Hy sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Maar jy kan hom in 'n rigting stuur. Deur Christus wat met jou is. Kan ek gaan met julle, dit is nou nie op die bord nie, Lorisa, jy gaan jou dood soek. Hebreërs 13, as jy jou Bybel dalk gebring het, gaan gou soontoe, ek wil bietjie stout wees. Hebreërs 13 vers 2, sê vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Nou as jy graag 'n engel wil herberg, my vrou noem my gereeld engel, so ek wil hoor wat eet julle vanmiddag. Net so 'n bietjie 'n grap gewys. Ons is bevoorreg as kind van God. Want ons kan sê soos 'n Moses, die Here is my banier. En as die vyand my aanval, weet hy wie is agter my. Handelinge 4 vers 29-31 en dan gaan ek vinnig spoed vang. En nou Here, let op die dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid U woord te spreek. Ek wil hê julle moet verstaan wat gebeur hier met Petrus en met Johannes. Hulle kyk met ander oë na die wêreld. Onthou, hulle is besig, hulle wil Petrus en Johannes doodmaak. Hy sê, Here, hoor die dreigemente teen ons. En hoor wat vra hulle. Nie vir krag nie. Nie vir uithou vermoë nie. Hy sê, Here, gee my vrymoedigheid om U woord te spreek. Sodat hulle ook die lig kan sien. Sodat hulle ook kan vrykom, want laat hulle ook onder die naam van Jesus kan inbeweeg. Dit is vir my die mooiste van die mooi. Onder sy naam en in sy naam bring daar en is daar eenheid. Ons kan almal verskillende agtergronde hê. Jy kan 'n verskillende verlede hê, maar in Jesus se naam is ons saam. En deur U hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur U naam van U heilige kind Jesus plaasvind. Vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was. Ons bid nie verniet nie, kind van God. Daar is krag in gebed. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.
Sjoe, wat 'n oomblik was dit nie. Toe die vyand gedink het, hy het die mense in 'n hoek gedruk. Toe kom die Here en hy dra daai hele situasie uit tot sy voordeel. Kan ek net weer vers 14 lees? En omdat hulle die man wat genees was, by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Kind van God, hoe wonderlik is dit, wanneer die vyand kom met sy slim planne, om jou te vernietig, om jou onder te kry, kan hy niks teen ons sê nie, want Jesus staan op as middelaar, en deur sy wonde het ons genesing ontvang, deur sy wonde is ons regverdig, deur sy wonde is ons beklee, en wanneer die vyand kom om vir ons sleg te maak, staan Jesus vir ons op en sê, hy het niks om teen my kind te sê nie. Ek het hom vrygespreek. Sjoe. Filippense, laat die woord praat. Daarom het God hom ook 'n uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Markus 16, vers 16. Hy wat glo in hom laat doop, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Is jy 'n kind van God? Hoe baie keer sit ons met ons eie vrese, ek kan nie vir hierdie persoon bid nie, want wat gaan die mense dink? Of wat gebeur as ek vir hierdie persoon bid en niks gebeur nie? Ek is nie die een wat die werk doen nie. Ek is net die instrument wat hierdie werk verrig. Die Here vra net van my, wees net beskikbaar. Ek wil jou gebruik sodat ek die wat in nood sit, onder my naam kan kom en die vrede kan smaak wat onder my naam alleenlik is. Ek wil dit weer lees, vers 17. En ek wil hê, jy moet jou naam insit. En vir Steven, wat glo, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nou kom baie mense met my en sê, hierdie ou het 'n vloek oor my geplaas. Of hierdie ou het vir my slegte dinge gesê. Wat sê die Bybel hier? Al drink jy slegte dinge, sal dit jou nie oorkom nie, want Christus as die middelaar het nou vir jou ingetree. Nou wanneer die vyand kyk, dan sien hy nie meer my naam nie, maar hy sien my verlosser se naam. En nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Jesus wat hier praat. Is hy opgeneem in die hemel en gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gespreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur tekens wat daarop gevolg het. Amen. Afgehandel. Klaar. Kan ek 'n laaste vers net vir julle voorhou? Dan sluit ek af. 1 Korintiërs 6 vers 11. En dit was sommige van julle, maar julle het jou laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is regverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Ek het 'n nuwe erfdeel, ek het 'n nuwe uitkyk, omdat ek nie onder 'n vreemde naam kom nie, maar onder die naam van Jesus Christus. Kind van God, ek weet nie wat vang jou hart vandag vas nie. Ek weet nie wat maak jou bekommerd nie. Maar ek kan jou na iemand toe vat en sy naam is Jesus wat jou los kan maak. En as jy onder sy naam is, wie kan teen jou wees? Ek dink is weer tyd laat ons vir ons sê, ek is nie kragteloos in vandag se dae nie. Ek is nie magteloos nie. Ek is nie sonder hoop nie soos wat Romeine skryf nie. Maar my oë is gefestig op Jesus.
Kom ons sluit die oë. Here, ons harte is soms swaar. En die vyand wil ons gedagtes besig hou en ons fokus skuif. En Here, dan vergeet ons soms onder wie se naam ons kom. Maar Here, dankie dat U ons nie op die aarde agtergelaat het magteloos nie. Maar toe U opgevaar het, het U vir ons die ander trooster agtergelos om ons te help in hierdie lewe. Maar Here, ek wil vra dat U my sal help. Soos wat die woord sê, hierdie tekens sal volg. Here, wanneer ek uitbeweeg, dit gaan nie oor my nie, Here, dit gaan oor U. Laat ek die vrymoedigheid sal hê om te spreek. Laat ek die vrymoedigheid hê om met mense wat in nood is, wat vasgevang is, wat geestelik lam geword het in hierdie tyd, weer kan oprig. En familie, ek weet nie van jou nie, maar dalk sit hier iemand vandag wat sê, ek het geestelik lam geword. My omstandighede het my plat gekry. En hoor nou mooi, dit is menslik. Maar ek wil saam met jou bid, want ek glo in die krag van die naam van Jesus Christus. Is daar iemand, steek net gou vinnig jou hand op, dit gaan nie oor hom. Daar gaan hande op, daar gaan hande op. Sak, gelukkig maar sak. En Here, ek wil bid vir hierdie mense, wat nou hierdie stap van geloof gevat het, en gesê het, Here, help my, rig my weer op in hierdie oomblik, gee weer vir my krag, laat ek kan wandel, laat ek kan loop, soos wat U eintlik dit bepaal het om te doen. Here, soos ons hier die man gesien het, wat hy gestaan het voor almal, wat verlam was, en bekend was om verlam te wees, het gesê, kyk wat Christus kan doen. En Here, dit is wat ek voor bid, dat mense sal kom met getuienis en sê, kyk wat het Christus vir my gedoen. Sy woord is waar, en hierdie tekens volg nog vandag nog. Maar Here, ek wil ook vra, dat ons sal hier uitstap met vrymoedigheid. Laat ons U boodskap kan uitdra, en laat ons U liefde vir hierdie stikkende wêreld kan wys. Want maak nie saak waar jy is nie, en wat se toestand jy is nie. Onder sy naam kan jy 'n nuwe skepsel word. En ons vereer U daarvoor in Jesus se kosbare naam alleen. Amen en amen.